Baie opregte en hartlike welkom by hierdie geleentheid en 'n hallo van my kant af. Dit is so 'n voorreg om op hierdie manier met jou te kan gesels, te kan kuier rondom die woord van die Here. Ag, en sy hart klop sommer vir jou lewe en vir my lewe te hoor. Ons is besig om te gesels oor dankbaarheid, spesifiek dat dankie is nie net 'n woord nie, maar dit is 'n leefwyse en dis uitdagend want die lewe is nie altyd maklik nie. En ons gesels spesifiek oor die begin van dankbaarheid. Dit is nou waar ons nou die afgelope paar dae stil staan. Die begin. En dit is refleksie. Met ander woorde om stil te sit en terug te dink en te onthou van die Here se liefde en die Here se goedheid. En vandag wil ek nou begin met Paulus. Ek dink baie mense weet dit nie of vergeet dat Paulus was 'n opregte, kom ek noem hom, eerste span hoofseun van die Fariseërs gewees. Kyk, daai man het die reëls en die wette gehou en hy was 'n vervolger van Christene gewees. Hy was 'n Jesus-hater soos ek hom altyd noem. Hy het 'n erge verlede gehad. En dis einste hierdie Paulus, nadat hy Jesus ontmoet het, wat in 1 Tessalonisense 5 verse 16 en 18 vir ons twee baie belangrike goed sê. Die eerste een in vers 16 is: wees altyd bly. En dit is 'n groot uitdaging. Wees altyd bly. Maar weer, onthou nou, ons vat dit van wie dit kom. Dit kom van Paulus af as 'n man wat nie altyd rede vir blydskap gehad het nie. Dis 'n man wat baie keer swaar in sy lewe gehad het, wat vir ons sê, wees altyd bly. So ons kan regtig en ons moet regtig by hom leer. En dan vers 18, wees in alle omstandighede dankbaar. Want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. En hierdie is vreeslike belangrike woorde. Wees in alle omstandighede dankbaar. Nie vir alle omstandighede nie. Daar is omstandighede wat moeilik is, en seer is, en sleg is. Kom ons wees ons nou rou eerlik met mekaar daaroor, dis die lewe. Ons het natuurlik ons gelukkige oomblikke en ons vreugdevolle en ons makliker dae en makliker oomblikke in die lewe ook, maar in alle omstandighede moet ons dankbaar wees. En ek sê weer, vat dit van wie dit kom. Hoe het Paulus se omstandighede gelyk? En ons lees dit in 2 Korintiërs 11 vers 26 en 27. En ek gaan net 'n klompie van die woorde gebruik wat Paulus gebruik in 2 Korintiërs 11 om sy omstandighede vir jou te beskryf. Die woorde wat gebruik word onder andere is swaar kry. Ek dink ek en jy kan identifiseer daarmee. Harde werk. Geen slaap. Met ander woorde, nagte van wakker lê. Klink dit vir jou bekend? Ek dink hier's een wat ek en jy nie regtig ken nie. Honger en dors. Geen skuiling, met ander woorde nie 'n dak oor sy kop nie. Gevare van heidene, gevare van volksgenote, gevare op see, gevare in die veld. Hoor mooi, dis nie romantiese omstandighede nie. Hierdie man wat vir ons sê, wees in alle omstandighede dankbaar, ken slegte omstandighede. Hy ken moeilike omstandighede. Maar hoe kan hy hierdie woorde sê? En hoekom kan hy vir my en vir jou uitdaag om in alle omstandighede dankbaar te wees en altyd bly te wees? Want Paulus reflekteer. Paulus dink terug. Hy dink aan sy dae as Fariseer. Hy kom uit 'n ryk gesinheid. Hy het goeie onderrig en opvoeding gehad. Hy is van Tarsus, is 'n skatryk stad, universiteitsstad en 'n hawe stad en 'n handelsstad. So Paulus het dit maklik gehad voor hy Jesus leer ken het, in terme van, kom ons sê, sy fisiese lewe. Maar dit was leeg. Dit was absoluut leeg en hy is diep bewus daarvan. Toe Jesus in sy lewe ingekom het, toe die kruis 'n realiteit geword het, toe die leë graf 'n realiteit geword het, toe verander sy hart, toe verander sy kop, toe verander sy hele lewe ten diepste. En dis waaraan hy terugdink. Nie net sy slegte omstandighede nie. En hy sê die volgende:
Ek het my voorgenem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jesus as die Christus en wel oor hom as die gekruisigde. Dis 1 Korintiërs 2 vers 2. Wat sê Paulus? Ek is so dankbaar vir wat Jesus vir my gedoen het. Ek is so dankbaar vir my nuwe identiteit, vir my nuwe natuur, vir nuwe hoop, vir nuwe toekoms wat Jesus vir my moontlik gemaak het. Nie net fisiese rykdom en daai goed wat hy gehaat het voor hy Jesus geken het nie. Dat ek in alle omstandighede dankbaar is en dat ek vir jou kom sê en vir jou kom leer om in alle omstandighede dankbaar te wees. En daarom is refleksie vir my en vir jou, die terugdink, die onthou vir jou en vir my. Dink aan Jesus. Doen die lewe hoe? Sê die Hebreërs skrywer, met die oog op Jesus, met die oog op Jesus, nie op jou omstandighede nie. Ag, en nou het ek die behoefte ook, om, terwyl ons nou so baie oor Paulus gepraat het, spesifiek dan nou uit die Nuwe Testament uit, wil ek daarom een voorbeeld gebruik, uit die Ou Testament ook, en dis Habakuk, die bekende Habakuk, wat sê, nogtans, ten spyte van, sal ek in die Here jubel. Met ander woorde, as ek terugdink, nogtans, sal ek in die Here jubel. Nou, wat sê hy dit? Hy sê dit na hy woorde gebruik soos, daar's geen vye aan die vyeboom nie, daar's geen druiwe aan die wingerd nie. Die olyfoes het misluk. Die lande, daar's geen oes op die lande nie, daar's geen kleinvee nie, daar's geen beeste nie. Eintlik sê hy, weet jy wat, dit gaan vrot, dit gaan sleg, die lewe is niks anders as 'n disaster nie. Maar hoor gou weer, nogtans sal ek in die Here jubel. Hoekom kan hy sê nogtans? Want hy dink terug. Hy onthou die Here se goedheid. Hy onthou die Here wat hom in moeilike tye en in swaar tye sy liefde bewys het, sy ontferming bewys het, sy genade bewys het, sy betroubaarheid en sy getrouheid bewys het. En dis die uitdaging vir jou en vir my, om soos 'n Paulus en soos 'n Habakuk, as die terugslag kom, as die moeilik, die swaar, die pyn, die hoekoms en die waaroms gebeur in ons lewe, nogtans sal ek in die Here jubel. Sal ek altyd bly wees, vol vreugde wees en dankbaar wees in alle omstandighede. Want as ek terugdink, die Here is goed, die Here het lief, die kruis en die leë graf is 'n werklikheid. Kom ek bid vir ons. Here, dankie vir soveel waaraan ons kan terugdink, soveel waaroor ons kan reflekteer, rondom u ontferming, u liefde, u genade, u getrouheid. Here, niks, geen omstandighede kan dit aanraak of verander in ons lewe nie. Dankie daarvoor, Here. Amen. 'n fantastiese, geseënde dag vir jou verder.